chapel and we're gonna get married. Going to the chapel and we're gonna get married. We really love you and we're gonna get married. Going to the chapel of love. Bells will ring, the sun will shine. Whoa, I'll be his and he'll be mine. We'll love until the end of time, and we'll never be lonely anymore. Because we're going to the chapel and we're gonna get married. Going to the chapel of love. Yeah, 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 yeah. Goeiemôre aan almal. Gawie, Clarice, ons het mekaar al baie keer in tight spot ontmoet. En vandag is daar weer so 'n geleentheid. Maar Gawie, gewoonlik in die dissiplinêre kantoor het ek jou nie spasie gegee om enigiets te sê nie. Maar vandag gaan ek eers vir jou die geleentheid gee om net gou so ietsie na oor te fluister oor hoe sy vir jou lyk. Kom ons staan net so, jy bly sit en kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Hemelse Vader, wat 'n pragtig wat ons by mekaar kan wees, Here, en Here, wat 'n dag van liefde, Here. En Vader, as ek praat van liefde, kan ek net aan U dink, Here, wat ons as mens eerste lief gehad het, Here. En Vader, as ons iets wil weet van liefde, moet ons dit uit U hand uit kom kry, Here, en Here, dankie vandag dat daar twee mense is, Gawie en Clarice, wat werklik waar gaan kom en hulle is by mekaar gevoeg, miskien deur verliefdheid en toe liefde, Here. Maar Vader, vandag kom hulle op die groot besluit, Here, waar hulle in hulle harte voel, dat die persoon wat langs hulle staan, is die persoon wat hulle die res van hulle lewe wil by spandeer. En Here, omdat hulle daai keuse maak, Here, is dit die storie van liefde, en dan wil ons vir U dankie sê dat ons vandag hier daarvan verteenwoordig kan wees. Dankie dat ons vandag getuies daarvan kan wees. Maar Here, dankie dat ons ook net saam met hulle kan feesvier op hierdie wonderlike besluit wat hulle neem, Here. En ons eer U daarvoor in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Daar's hy, Gawie, Clarice, besonderse voorreg om julle vandag in huwelik te bevestig en wat 'n mooi dag en ek weet dat reën is net een van daai tekens van seën en julle moet weet, julle is geseënd. Julle het 'n hele paadjie gestap om vandag hier te kom en julle ken daai paadjie.
Julle weet daai paadjie het positiewe dinge gehad, julle weet daai paadjie het negatiewe dinge gehad. Julle weet daai paadjies het hoogtepunte gehad en terselfdertyd het daai paadjie sulke maar 'n paar struikelblokke gehad. So die ene wat vir my lekker is om te weet dat deur dit alles het julle nog steeds op die besluit gekom dat weet jy wat, ek kan nie die hele wêreld deursoek, maar ek gaan nie iemand vind soos jy. En dis wat jy vandag kom doen, Gawie. Jy kom en jy sê ek het deursoek. Ek het gekyk. Ek het gewonder. Maar ek het besluit. En Clarice, dit is vir my ook so mooi om te weet dat jy kan vandag sê, hoorie, ek het gaan kyk, ek het gaan wonder en ek het besluit. En ek moes dalk miskien geweet het toe julle saam begin bank het, dat daar's iets aan die gang. En ek moes dalk miskien die tekens van die tye beter gekyk het op daai stadium. Maar ek is bly julle is vandag hierso. And today is a wonderful day, and today is a day where you two are coming to make a decision just to share your love for one another. And the Bible so clearly states in 1 Corinthians 13, the book about love, it comes together and it says, I can be anything, I can have everything, but if I do not have love, I am nothing. En dan kom dit in 1 Korintiërs 13 wat hy sê, kom ek wys jy nou nog wat die allerbeste is. Daai allerbeste is die liefde. En dan kom hy en hy sê die liefde in vers 4 is, die liefde is geduldig. Gawie, het jy dalk geduldig gewag vandag? Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie, en dit handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie die boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor die ongereg nie, maar dit verheug hom oor die waarheid. En dan vers 7 sê, dit bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles, en dit verdra alles. En dan seker die mooiste gedeelte vir my, van daai hele gedeelte is vers 8, wat net sê, die liefde vergaan nooit nie. In the Bible, in verse 4, in 1 Corinthians 13, it says, if you do not have love, you have nothing. And then the Bible comes and it explains to us what is love. And it says, love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. What a nice word to say today. It's not self-seeking. To be in a marriage, you are seeking the other person in front of you. You are putting your desires at the back seat, and you are saying to yourself, I am seeking my spouse. But I want to say something very clearly. Gawie, when you are watching Rappy, you are not allowed to say, Clarice, the pastor told me you must seek my desires, so leave me to watch Rappy. Because that is rude and that's unscriptural. It does not dishonor others, it's not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrong. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. And then verse 7 says it so clearly and so beautiful. It always protects, always trusts, always hopes, and always preserves. And then verse 8, it clearly says, love never fails. Nou die ding wat ek vanmôre of vanmiddag vir julle wil sê oor liefde. En wat kan 'n mens sê oor liefde in 5 minute? Wat kan ek sê vir jou oor liefde in 5 minute, wat jy al self nie beleef het nie, wat jy al self nie ervaar het nie, wat jy al self nie gewonder het oor nie. Maar ek wil tog as 'n goeie pastoor vir julle so 'n paar tips gee oor die liefde. Nou die eerste ding van liefde is,
Liefde bly altyd nuuskierig. The one thing that you must learn and know about love and in marriage, you must always be curious about your spouse. As soon as you lose interest and as soon as you stop being curious about your spouse, then you are having the danger of, like what the Hollywood says, you are falling out of love. So een ding vir jou gawe is, Clarice moet altyd vir jou die interessantste wese op hierdie aarde wees. En dan moet jy weet sy's vrou, so dit gaan verseker dit wees vir die res van jou lewe. En daar is 'n baie belangrike ding wat jy moet leer in jou huwelik om suksesvol te wees, en dit is, ja liefie, jy is reg. As jy daai 5 woorde kan ken, dan sal dit baie goed gaan met jou. En as jy vir 'n oomblik dink dat Clarice is foutiewelik aan haar kant, het ek vir jou 5 woorde om te leer. Ja liefie, jy is nog steeds reg. Maar eerstens moet julle nuuskierig bly oor mekaar. Julle moet die tye geniet. Weet jy wat, daar's tye wat dit gaan angstig wees, en daar gaan tye wees wat daar miskien spanning is, daar gaan baie keer uitdagings wees, maar die ding wat jy moet besef is, bly nuuskierig oor mekaar. Want dit is hoe liefde werk. The second thing is be accepting to one another. You are likely to have wide variety of differences. Nou ek ken julle redelik goed. Gawie, of dit nou goed gaan of sleg gaan, in die moeilikheid is of nie in die moeilikheid is nie, hy het altyd 'n smile op sy gesig. Hy is konstant. Hoe jy hom hierso sien, so is hy altyd, en hy sal seker altyd so wees. Clarice, ek moet sê, aan die ander kant, waarvan ek jou ken, jy is meer die tense, belaaide persoon. So hoe gaan ons weet as jy ongelukkig is? Ons gaan dit sien. Eerstens gaan ons dit sien, en tweedens gaan jy dit vir ons vertel, as dit so is. Maar julle moet besef, julle is verskillende mense. Julle funksioneer alles, maar tog het God dit goed gedink om julle by mekaar te sit. So net soos wat julle sekere sterkpunte het, net so het julle elkeen sekere swakpunte. En die beste van die huwelik is om net daai goeie en daai slegte punte te aanvaar. En te sê, maar weet jy wat, ten spyte van jou goeie en ten spyte van jou slegte, weet jy wat, as ek weer 'n keuse moet maak, gaan ek jou weer kies. En ek weet baie keer die vrou hou nie daarvan as ons as man dit vir haar sê nie. Na 'n lekker fight, Gawie, wanneer julle nou lekker gepraat het oor die dinge, dan sê jy, weet jy wat, Goose, al is jy nou so kwaad vir my, as ek weer moet kies ek jou weer. En gewoonlik sal dit help. As dit nie help, moet my nie bel nie. The third thing about love is, the Bible teaches us to be patient. Practice doesn't make perfect in a marriage, but practice makes permanent in a marriage. The one thing that you must realize in a marriage, there is no one perfect. Everyone gonna fail at some time, at some place, in some aspect of life. And then we must just ask ourselves the one question, are we patient enough with the one that we love? Because if I understand the Bible correctly, we just want one thing for the one that is closest to us. And that is for that person to be the most loved by the other person standing next to one another. So I just want to say, be patient with one another. Sometimes it's going to take a while. Gawie, ek weet nie hoe goed is jy al om die sokkie in die mandjie gegooi te kry nie. Clarice, wees maar geduldig. Dit vat ons ongelooflik lank as mans om die basiese goed reg te kry. Wees geduldig. Be patient with one another. And then I want to end with a quote from William Arthur Ward that just says the following. He said, mediocrity
marriage tells. The good marriage explains. The superior marriage demonstrates. But the great marriage inspires. Mag dit vir julle wees, dat julle liefde so sal vind in 1 Korintiërs 13 en dat julle liefde so sal vind in mekaar. Dat julle ander mense sal inspireer om te sê, maar wag, as ek nou Gawie en Clarice se lewe kyk, hulle doen nie alles reg nie, hulle is nie perfek nie, maar hoe hulle mekaar liefhet, dis wat ek wil hê. Ek wil graag eendag iemand lief hê soos hulle mekaar lief hê. Mag julle huwelik regtig daai profetiese woord wees en ander mense inspireer om te sê, omdat ek sien hoe julle mekaar liefhet, hoe julle teen mekaar optree, hoe julle mekaar behandel, wil dit vir my 'n motivering wees om my liefde van my lewe beter lief te hê as nog ooit tevore. Mag die Here julle ryklik seën en toevou met sy liefde en sy genade en weet net een ding, as jy enige hulp nodig het, God en God se woord is daar vir die mens, want wie kan jou meer vertel as die skepper van hemel en aarde wat sê hy is liefde. Los julle met die gedagte, God is liefde, en as jy gaan leer van God, sal jy leer hoe mekaar lief te hê tot in ewigheid. En dan is vers 8 vir my belangrik. As jy elke dag opstaan en sê ek sal lief hê, maak nie saak wat gebeur nie, ek sal lief hê, sal die skrif waar word wat sê liefde sal nooit vergaan nie. Liefde is 'n keuse. As jy elke dag besluit om lief te hê, maak nie saak wat nie, sal jy lief hê. En nou net 'n laaste tip vir Gawie voordat ons bid. Gawie, daar gaan tye wees wat Clarice baie lief is vir jou. Maar daar gaan ook tye wees wat jy jou glad nie like nie. Raak gewoond daaraan. Maar weet, liefde oorwin alles. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons op hierdie mooi dag vir hierdie twee jong mense kan bid. Dankie Here dat U vir Gawie en Clarice vat, Here, en Vader, waar hulle twee was, gaan hulle paadjies een word, Here, waar U hulle gaan bevestig in die huwelik, Here, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, Here. Vader, wil ons vir hulle net voorspoed toebid, Here. Vader, dat ons sal weet dat hulle altyd nuuskierig in mekaar se lewens sal wees. Dat hulle mekaar sal aanvaar net soos hulle is, Here, want tot hier toe het hulle mekaar aanvaar en mag dit so wees dat hulle mekaar net meer en meer aanvaar vir wie en wat elke persoon is, Here. Maar Here, dan weet ons ook dat ons geduldig moet wees, Here. Want Vader, die mooi in die lewe, die pragt in die lewe, Here, kom na 'n tyd van geduldig wees, Here. En Vader, ek weet dat U wil hê dat hierdie huwelik moet blom in elke aspek van hierdie huwelik se lewe, in Gawie en Clarice se lewe, Here. Maar Vader, dan wil ek bid dat hulle sal geduldig wees, want die regte goed sal op die regte tyd kom en dit sal op die regte plek gebeur. En daarvoor wil ons U eer en vir U dankie sê, Here. Here, waar hulle nou oorbeweeg om vir mekaar die huweliksbeloftes te beloof, Here, Vader, bid ons dat U met hulle sal wees, Here, en dat ons sal weet dat 'n driedubbele tou, Here, breek nooit nie. En ons eer U daarvoor in Jesus naam alleen. Amen. Dan sê ek wil hê julle moet mekaar die regterhand gee, net die regterhand. Die regterhand, Gawie, ja, dit is die regterhand daai. Jy is reg. Dis die regte hand, dis die regte hand. Daar sê die regterhand. Ek moet nou eers terwyl julle vir mekaar kyk en vir my kyk tergelykertyd. So julle kyk vir my as ek praat en dan kyk julle vir mekaar as ek nie praat nie. Gaan ek net gou met 2 vrae doen. So eerstens moet ek vra of daar enige iemand is wat 'n wettiglike beswaar het dat hierdie twee nie in die huwelik bevestig mag word nie. En hulle kyk klaar rond, ek het amper gesê, U daar agter, wat is U beswaar? Maar hulle is baie slim, hulle kyk sommer julle uit. So Gawie, eerstens wil ek net vra, sover jy weet daar regtens geen beletsels is, of geen beswaar sal wees in jou voorgenome huwelik met Clarice nie, kan jy net daar antwoord, jy sê nee, jy weet van geen. Okay. Clarice,
Sover en regtens jy weet, is daar geen beswaar teen jou voorgenome leef met Gawie, wat hier so is nie. Nou moet ek net gou vir die gaste, want u is nie net gaste nie, u is ook getuienisse, net vir u sê wat se wettiglike beswaar. Die eerste wettiglike beswaar is dat een van hulle voorheen getroud was en nie deur die Hooggeregshof geskei was nie, maar as jy jou SMS-stelsel gebruik, wys hulle al twee single. So single is verby. Die single word nou 'n double, okay? So dit word nou 2 wat 1 word en 'n ander beswaar as dit familie sou wees, boetie, sussie, niggie of neefie. Dan mag ons nie trou nie en net hoe Gawie nou lag, weet ek ons is veilig op daai een. Nou gaan ek vir julle geleentheid gee om julle vows vir mekaar te gee. Jy is eerste. Han. Vandaag besef, alle emotie wat ik zit te gaan herinneren mee en ik kan niet wat gekomen heeft en alle emotie wat rondgevaaid is normaal en zo, dat besef is die ene nog niet gezien, met slaap volledig staan en gezien dat ik zo'n hart en hart verder. Maar ik bedoel, ik zal altijd al dat heb ik al en dat is mijn beste geld van het en ik zal er al zijn en dat is altijd het beste worden en alle vakken van ons vrouwen. Dat is mijn beste wedstrijd. Oh, ek het 'n boek geskryf. Dat is waar. Ek het Gawie. Ek beloof om altyd veel spesiale plekke in my hart te hou, net soos wat ek al vir die laaste 7 jaar doen. Ek beloof om altyd saam met jou te lag, net soos wat ek vir jou gaan lag. Ek beloof om nooit verveeld te raak met jou weirdness en jou random praatjies nie, om altyd jou exact opposite te bly, maar om saam met jou te stem oor die dinge wat saak maak. Ek beloof om jou partner in crime te wees, om jou skouer te wees om op te huil, jou late night snack buddy, jou roadtrip co-pilot, jou beste vriend en jou vrou. Vandag gee ek vir die sleutel tot my hele hart. Asseblief moenie hierdie sleutel verloor nie, want ek het nie 'n speer gemaak nie. En as jy wonder hoekom ek met jou trou, is want ek sien kans om jou te irriteer vir 'n baie lang tyd. Jy sê jy het 'n boek geskryf. Ek weet Gawie se oop boek. What you see is what you get. Gawie, hou die regterhand daar vas. Dan moet ek jou 'n vraag vra, Gawie. Vat jy Clarice hier so as jou wettigste en enigste vrou? Kan jy daarop antwoord ja? Jy moet hard sê, ek moet hoor. Daar sê. Clarice, vat jy vandag Gawie hierso as jou enigste en wettige man? Ja. Dan gaan die bruid en die bruidegom bevestig nou hulle huweliksbeloftes aan mekaar deur die wederkerige skenking van 'n ring as teken en pan van huwelikstrou. Ek gaan vir Gawie vra om vir Clarice ring aan te steek en dan gaan ek vir Clarice vra om vir Gawie 'n ring aan te steek. Jy moet kan jy dan aan daai kant. As julle minder gebank het, sou julle geweet het. Okay. Jy hoor. So, dis vinnig. Hou mekaar se hande vas. Kyk vir mekaar, ignore my. Weet julle wat nou vandag gebeur het? Dis wat julle so spesiaal maak. En dan is ek dankbaar om te kan sê dat julle is eg, reël en as ek die Engelse woord mag gebruik, julle huwelik gaan authentic wees. Daar gaan nie enige ander huwelik soos hierdie een wees nie. Hierdie is die huwelik wat God julle twee nageroep het. Ek wil net vir julle sê,
moet nooit verloor wie julle is nie. Julle is julle. En aanvaar dit en leef dit, besef dit en maak die mooiste storie van dit in ewigheid. Nadat Gawie en Clarice voor God aan mekaar hier in die openbaar die plegtige beloftes van die huwelikstrou afgelê het en ook voldoen het aan al die vereistes van ons landswette soos dit die huwelik raak, verklaar ek hulle regtens man en vrou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Laat dit so wees wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Gawie, jy mag jou vrou soen. Gawie, jy mag jou vrou soen. Ek gaan vir julle vra om vir ons te staan terwyl ons vir hulle die seëngebed oor hulle lewens gaan afbid. En saam met die seëngebed gaan ons somme die slotgebed doen en dan vra ons vir u om vir ons uit te beweeg en hulle daar tegemoet te wag vir hulle wat gaan uitkom. Dan vra ek net vir die 2 getuienisse waarmee hulle gereël het om vir my saam met hulle hier so by die tafel te kom waar ons net die wettiglike dokumentasie kan teken. Hou mekaar se hande vas en dan bid ons die rykste seën oor julle af. Hemelse Vader, dankie vir die wonderlike voorreg wat ons gehad het, Here, om vir Gawie en Clarice in die huwelik te bevestig. Here, dan wil ons vir u vra dat u wat God van hemel en aarde is, Here, dat u hulle sal seën en sal toevou met u liefde, u guns en u goedheid oor hulle lewens, Here. Vader, ons wil bid, Vader, dat elke aspek van hulle huwelik geseënd sal wees, Here. Laat hulle sal weet dat hierdie huwelik is so kosbaar in u oë, Here, maar dat hulle nooit sal vergeet hoe kosbaar is hulle vir mekaar nie, Here. Vader, ek wil bid, Vader, dat Gawie werklik waar met sy hele wese vir Clarice sal lief hê. En aan dieselfde tyd wil ek vir Clarice bid, dat sy met haar hele wese vir Gawie sal lief hê, Here. Laat hulle sal toelaat dat daar geen onheil en geen boosheid in 'n huwelik sal kom, Here. Here, laat hulle sal seker maak dat daar is nie plek vir enigiemand anders nie, behalwe hulle in hierdie huwelik. Die enigste spasie wat daar is u, wat teenwoordig is in hierdie huwelik, want u die huwelik ingestel. En Vader, dan weet ons dat waar u in 'n huwelik betrokke is, Here, daar sal 'n huwelik seëvier. En dan wil ons kom en ons wil net kom seën in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En ons eer u daarvoor in Jesus naam alleen. Amen. Vra vir u dat u kan uitbeweeg. Ek vra vir julle om by my tafel te sit en die 2 getuienis asseblief by die tafel sal ontmoet. Baie dankie.
laaste keer, dan kom jy weet vandag as jy die swande van die twee sien. Dis die 16de van die tweede verdrag. Dis jou vat. Kyk jy's ergens vat. Maar nou moet jy vir my iets van iets van die swande. Okay. Dames en heren, meneer en mevrouw de Wat gaan we dan doen? Okay. Oh, jy vraag jy mekaarste mens hierso. Never came out of this I was doing